Welkom terug by die groot ontbyt man. Dit gaan jonig hierso en ons gesels nou met Tina oor 'n splinter nuwe enkelsnit te Boland. Goeiemôre. Goeiemôre Jennifer en Pierre. Gaan dit goed? Gaan goed met ons, gaan met jou. Lekker. Klaar nooit, altyd op my gelukkigste. Oh, well, dis positief. Ek probeer ja. Hoor die laaste keer wat jy by ons was in Februarie met troue vrou. Hoe was 2026 tot dusver? Goed. Nee, ek sal sê daai trend het heeltyd so opgegaan. Ja. So dit maak my hart bly om dit te sien in die musiek en alles waarmee ek besig is, die landbou en goed. So ja, ek moet sê dit het net goed gegaan tot nou toe en dit gaan net goed gaan tot die einde van hierdie jaar toe. Yes, maar gou van dit te hoor, is mooi met te hoor. Hoorie, ons sosiale media vraag vandag is om vir mense om te vertel van hulle grondpad avontuur. Het jy baie grondpad avonture? Ja, ek ry omtrent elke dag grondpad. Ja. Ek dink soos julle weet, ek is mos in die landboubedryf, Ja. so ja, vroegoggend as ek van die huis af ry, meeste van die kere, dan is dit maar 'n stukkie. Ek bly op 'n grondpad. So elke dag as ek uit my huis uit ry daar op die plaas waar ek bly, dan ry ek 'n stukkie grondpad, so 102 meter. En dan ja, dan ry ek ook vir die res van elke dag ook op boere se plase, so dis maar heeldag so in die bakkie. Nou hoorie, jy sien vanoggend te praat oor 'n nuwe liedjie Boland. Ja. In die Boland is daar eintlik baie mooi teerpaaie. Ja. Maar in die Boland is daar hier en daar 'n grondpaadjie, maar waaroor gaan die liedjie? Gaan dit oor die Boland self? Gaan dit oor 'n girl in die Boland? Gaan dit oor 'n kuierplek in die Boland? Dit gaan eintlik oor al twee. Nie die kuierplekke, maar die girl en die Boland, die area self. En ek was baie verlief gewees. Dis so moeilik om dit te sê, maar ek was baie verlief gewees 4 jaar terug op 'n girl. Ag my ou, ek is jammer. Sy kom van die Boland af en ek in die liedjie vergelyk ek metafories of ek probeer dit metafories vergelyk die girl se skoonheid en mooiheid met die skoonheid en mooiheid van die Boland self ook. Wow. So ja, dis waar die liedjie vir my gaan en ook net oor daai liefde en verlange en die Boland is 'n plek waar ek basies groot geword het. So ja, tot die einde toe sal dit altyd ook deel van my roots bly. Jy sien nêrens die berge herinner jou aan haar nie. Nee, nog nie. Dis goed, want dit sou verkeerd verkeerd moes eintlik in die liedjie gesit het. Jy moes nie, dis 'n verkeerde ding om te sê. Is dit verkeerde ding om te sê? Jy mag nie sê jy moet nog sê die skoonheid van die berge. Die skoonheid van die berge, ja. Maar nie die berge self. Nie die berge self. Wat maak die Boland vir jou so spesiaal? Behalwe dat dit jou roots is, hoekom het enigiemand, dalk was al iemand nog nie in die Boland gewees nie, hoekom sal jy sê, gaan Boland toe? Yes, dis 'n baie goeie vraag daai, maar ek weet wat dit beteken vir my en ek dink 'n mens moet self net daar wees in daai areas soos die Stellenbosch en die Parel en Worcester, Wellington, net om die fisiese mooiheid te beleef, maar ook die mense het 'n baie groot invloed op my lewe gehad. Hulle is baie supportive, verskoon my Engels, maar hulle is baie supportive en dit was nou al voor ek begin het met hierdie hele musiek ding, is mense wat net mekaar ondersteun en nederige mense. En ek moet sê, ek kom nogals goed oor die weg met mense wat net hulle self is en nederig is. En meeste van hulle het ek maar daar in die Boland ontmoet, maar julle is ook nederig. Dis wat jy dink, sy is ver van nederig. Hoor so, wat is die beste tyd vir jou in die Boland? Party mense sê hulle hou van die Boland in daai droë somer. Ander mense sê jy moet daar wees as dit die hele tyd reën en die varkoor is wild oral. Wat is vir die mooiste deel van die Boland? Die mooiste tyd? 365 dae. Kom nou, 24/7, maar Ja. ons gaan nou in die beste tyd vir my nou van die Boland is nou die lente. Wat ek ook na agter gekom het is daar is hier regtig meer daai skeiding tussen kom sê van winter, lente en dan somer. Dis nou reguit van winter af somer toe. Ja, dit lyk my so. Well, Dit gaan nou 'n lekker lang Boland wees vir my. So ja, ek wil soveel as moontlik daar 'n bietjie gaan kuier aangesien ek nou eintlik in die Klein Karoo nou Die Klein Karoo, ja. Jou musiek, verkies jy musiek waarop mense lekker kan dans, mense wat met hulle kan saam sing, jy weet, moet hulle iets daai kry, wat wil jy hê met mense kry as hulle jou musiek luister? Jennifer, ek dink die belangrikste vir my, as ek liefde kan oordra in die vorm van musiek, dan is ek op my gelukkigste. En as ek ander mense gelukkig kan hou, dan is ek op my gelukkigste. Maar ek skryf nooit 'n liedjie met die verwagting dat julle twee nou moet dans of ek wil hê mense moet huil of so nie. So ek wil hê die mense wat die liedjies luister, moet die liedjies vat en dit hulle eie liedjies maak en ja, dit wat hulle wil leer uit die liedjie, maak dit jou eie. Sure. Hierdie liedjie kom nou al van 2022 af, hoor ek.
Jy het die liedjie al daai tyd geskryf en jy vertel 'n bietjie. Ja, daai liedjie is in die koshuis gebore en ek was ek dink ja, ek was tweede jaar gewees 2022 en ek het letterlik net my gitaar opgetel en ek het net hierdie riffie gehoor in my kop. Baie mense vra is dit riffie eerste of woorde eerste, maar daar is nie regtig 'n patroon nie, maar daai dag was dit want my kamermaat was uit die kamer uit, so dit was nou 'n bietjie rustiger. Tel ek die gitaar op, ek jam 'n bietjie en ek hoor toe hierdie mooi riffie. En toe stiek dit by my, maar daar was nooit woorde gewees en so oor die jare, ek beloof julle, ek het in 2023 net 2 reeltjies bygesit van die liedjie. Die meeste woorde en goed het ek eintlik nou eers hierdie jaar afgepolish. Maar hy 2022 begin en toe het ek maar net sulke segmente en goed bygesit. Dis wat hy gegroei het. Dis wat hy gegroei het, ja. Jy het laaste keer ook wat jy hier is of toe ons met jou gepraat, jy gesê jy wil graag ook in Engels een of ander tyd sing en dan ook in Shona. Het daai nou al begin gebeur of nog nie? Ek wou dit so lank as moontlik so stil gehou, maar ek kan nie seker is nou nie. Ja? Maar ek het nou die laaste ruk begine vervaardig. So dit is nou my nuwe gunsteling gedeelte van musiek maak, want ek sit na werk nog in my werksklere en as ek weer besit dan sit ek nog tot 12 uur toe voor my rekenaar besig om goed bymekaar te sit. Maar heel toevallig al 5 liedjies wat ek nou al self gemaak het is Shona. Fantasties. Ja, so dit is goed wat ek hou myself besig met dit. Ek wil nie hastig wees met dit nie, so dit kan dalk môre uitkom of vir 10 jaar, ek weet self nie. Maar ek is net baie opgewonde, so mense kan maar ook saam met my opgewonde wees. Ons kan nie wag nie, veral wat ek nou weet, jy het gesê Engels Shona, ons wag daarvoor, gaan terug na die roots, dis my so lekker om dit te hoor. Ons sien baie, Tino, dis so lekker om jy te hê. Ek weet jy gaan ook vir ons live perform net Tino, maar dankie vir die lekker kuier. Baie dankie vir julle hoor, ek waardeer dit. Dit is Tino met Boland, nêrens heen gaan nie, want net hierna is hy live.